Baie welkom by hierdie week se geloofswoord. Dit is altyd lekker om op hierdie manier op mekaar te kan kom rondom God se woord. Maak nie saak waar ons is nie. Die Here bind ons saam deur sy Gees en mag jy regtig dit beleef ook vandag wanneer jy so saam is en saam luister na hierdie gedeelte. Ons is by Matteus 17 vandag. Ons gaan verder met die evangelie van Matteus. En hier in Matteus 17 is daar 4 onderopskrifte wat ons nou saam kyk vandag. Alles te doen met hoe Jesus ook die gemeenskap van die koninkryk vir ons wil kom uitbeeld. Voordat ons saam kyk daarna, saam gaan luister, kom ons bid net eers saam en vra vir die Here om ons hierin te lei. Here, ons Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om U te kan ken, om U ons Vader te kan noem, Here. Dankie dat ons ook nou verder met Matteus 17 kan gaan en kan hoor wat U ook vir ons daardeur wil kom sê. Mag U ons seën in ons saam wees, mag U ons seën wanneer ons ook klaar hier geluister het na dit wat U vir ons hierin kom leer. En mag ons uitgaan, die wêreld in, en vir U gaan leef, Here. Dankie dat U ons gebruik as U lig in hierdie wêreld, Here. Dankie dat U lig U self in ons leef, deur ons leef, sodat ons die lig ook vir ander kan gaan wees. Dankie, Here, dat ons dit alles kan bid, alles kan vra. In die wonderlikste naam wat daar is, in die naam van ons God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Nou hier in hierdie eerste gedeelte, is 'n gedeelte wat moontlik vir jou bekend is, gaan oor die verheerliking van Jesus op die berg. Ons kyk daarna saam, en daarna dit gaan ek vir ons net so 'n kort gedeelte verduideliking ook gee, en heel aan die einde, as ons klaar is met die 4 gedeeltes, sal ek weer 'n paar vrae opgooi, wat jy alleen, of as julle in 'n groep saam is, saam kan bespreek. Kom ons kyk na Matteus 17, vers 1 tot 13 saam. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem, en hulle teen 'n hoë berg uitgelei, waar hulle alleen was. Voor hulle het hy van gedaante verander. Sy gesig het gestraal soos die son, en sy klere het skitterend wit geword soos die lig. En kyk, Moses en Elia het aan hom verskyn, of aan hulle verskyn, en was met hom in gesprek. Petrus reageer toe en sê vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, laat my toe om hier 3 hutte te bou, een vir U, een vir Moses, en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik 'n skaduwee oor hulle gegooi, en kyk, 'n stem uit die hemel sê: Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle gesigte neergeval, oorval deur vrees. Jesus het nader gekom, en nadat hy hulle aangeraak het, sê hy: Staan op, en moenie langer bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, behalwe net Jesus self. Terwyl hulle teen die berg afgaan, het Jesus hulle beveel: Julle moet vir niemand vertel wat julle gesien het, voordat die Seun van die Mens uit die dood opgewek is nie. Die disippels het hom gevra: Waarom sê die skrifkenners dan dat Elia eers moet kom? Hy het geantwoord: Elia kom inderdaad, en hy sal alles herstel. Maar ek sê vir julle, Elia het reeds gekom, en hulle het hom nie herken nie, maar met hom gemaak soos hulle wou. So moet ook die Seun van die Mens deur hulle toedoen ook ly. Toe die disippels begryp dat hy met hulle oor Johannes die Doper gepraat het. Hoe ongelooflik is die ooreenstemming nie hier tussen die verhaal van Moses in Eksodus 24 en dan Jesus se verheerliking hier op die berg nie. Moses wat vir Aaron saamvat, wat vir Nadab saamvat en vir Abihu, wat hulle 3 saamvat, en Jesus hier wat vir Johannes, Jakobus en vir Petrus saamvat, die berg op. En die ander mooi hier is dat, soos wat Moses die wet ontvang het op die berg, so word Jesus hier uitgewys eintlik ook as die wet. Hy is die wet self. Hy sê dit ook later, dat hy die wet van Moses is. In hom is dit vervul, het dit sy volle betekenis ook gekry. En dan ook hierdie verheerliking, hierdie verheldering van Jesus se gesig van hom en van Moses en Elia wat daar saam met hulle is. Moses se gesig wat ook uiteindelik verhelder het uit die berg opgegaan het. Al hierdie dinge wat so ooreenkomstig is met dit wat ons lees in Eksodus 24 ook. Maar ook 'n verdieping uiteindelik daarvan dat ons in hierdie verhaal kry. Jesus se goddelike status word eensins hier bevestig. Hy wat die Seun van God is, God self is wat mens kom word, dit is aan ons. As die disippels enigstens nog twyfel gehad het daaroor, is dit bevestig deur God se woorde ook hier, en as hulle opkyk vir Jesus raak sien. Hy is die Seun van God. Hulle moet na hom luister. En dan ook die volgende waar Moses en Elia teenwoordig is, maar Jesus ook self. Die wet en die profete wat deur Moses en Elia verteenwoordig word, maar Jesus self wat die volheid van die Nuwe Testament, die volheid van die woord uiteindelik ook
saam met Moses en Elia, Ou Testament, dan nou bring. In hom is die volheid van God self. En dan die laaste natuurlik ook die verheerliking self, waar Jesus nie net verhelder, sy gesig verhelder soos Moses se gesig nie, maar daar's 'n verdieping. Sy hele wese word getransformeer. Hy word soos wat hy geword het voordat hy aarde toe gekom het as mens. Hy word amper soos wat ons in Openbaring 1 lees, waar Johannes hom beskryf in die hemel. Hierdie ervaring het vir die disippels, die 3 wat daar teenwoordig is, die res wat dit later ook gehoor het, uiteindelik vir hulle kom bevestig dat soos dat Jesus mens tussen hulle was, is hy ook God self tussen hulle, met hulle. Is hy die waarheid self, is hy die goeie nuus wat verkondig moet word. Dit wat hulle moet uitdra, dit wat moet uitleef. Hy is die waarheid, hy is die lewe self. Dit gee vir hulle bevestiging en gee vir hulle moed, gee vir hulle die krag om te kan volhard. Ook na Pinkster, om te bly volhard in hierdie roeping wat op hulle harte geplaas is. Dit is die mooi van hierdie eerste gedeelte van die verheerliking op die berg. Jesus self, wat as God self ook uitgewys word en bevestig word. Kom ons lees die volgende gedeelte saam, verse 14 tot 20. Toe hulle by die skare kom, het 'n man na hom gekom, voor hom gekniel en gesê: Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en hy ly erg. Dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. Ek het hom na U disippels gebring, maar hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus: O ongelowige en ontaarde geslag, hoe lank moet ek nog by julle bly? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom na my toe. Daarop het Jesus die demoon bestraf en hy het uit hom uitgegaan. Van daardie oomblik af was die seun gesond. Jesus se disippels het toe eenkant na hom gekom en gevra: Waarom kon ons dan die demoon nie uitdryf nie? Hy het hulle geantwoord: Vanweë julle klein geloof. Amen. Ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê: Verplaas jou hiervandaan daarheen, en hy sal soontoe verskuif. Ja, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. In hierdie gedeelte word daar gepraat van hierdie man se seun wat maansiek is, 'n siekte, 'n geestelike siekte wat moontlik met die maan in daai tyd geassosieer is op 'n manier. En Jesus spreek dan uiteindelik nie net die demoon aan in die seun nie, hy spreek ook die disippels aan oor hulle geloof. Hy spreek nie noodwendig hulle geloof aan in die sin van dat hulle nie genoeg glo nie, maar hy spreek die tipe geloof wat hulle het, spreek hy hier aan. Is dit 'n geloof in die Here Jesus Christus en God self, dat hy in staat is om enige iets te doen, of is dit 'n geloof in jouself, dat jy in staat is om dit te doen? Die disippels is uitgestuur met die opdrag dat hulle bose geeste kan uitdryf. Hulle het dit ook gedoen, maar in hierdie geval kon hulle dit nie doen nie. Ons lees in hierdie gedeelte dat hulle by die seun was, by die pa was en dit nie kon doen nie. Hulle sê ook nie vir Jesus daarvan nie. Uiteindelik leer Jesus hier vir die disippels: maar as julle nie na my toe kom nie, kan ek nie die genesing bring nie. As julle nie my erken as die een wat ook dit doen, hierdie wonderwerke doen nie, dan kan hierdie wonderwerke nie geskied en gebeur nie. As julle my nie vertrou nie, kan my krag nie in julle lewens en in ander se lewens sigbaar word. Die herinner die disippels hier om altyd terug te gaan na God self, om altyd terug te gaan na hom toe in alles wat hulle doen. Maak nie saak hoeveel keer hulle dit al gedoen het nie. Dit kom daarop neer dat dit nooit 'n gewoonte moet word. Ons moet altyd ons afhanklikheid van God erken. Dit is amper soos as ons Bybel lees of bid of wat dit mag wees, in die eredienste sit. Niks wat ons doen met uit gewoonte uitwees nie, maar alles met afhanklikheid, opregtheid voor God geskied. En daarom wanneer ons bid, moet dit nooit dieselfde lyk nie. Daarom wanneer ons Bybel lees, moet dit nooit dieselfde lyk nie. Ons moet altyd eers God soek in dit wat ons mee besig is, voordat ons hom kan beleef in dit waarmee ons besig is. Dis wat Jesus hier vir die disippels probeer sê. En hy sê ook hier vir ons, dat wanneer ons dit doen, dan is enigiets vir ons moontlik. Nie omdat ons self so goed is nie, maar omdat ons God se krag soek, die een vir wie alles moontlik is. En daardeur hom ook kan beleef. Dis die mooi van hierdie gedeelte, dis die mooi van God self, wat tussen ons mens kom word het, en vir ons kom leer het. Kom ons lees verder saam, vers 22 en tot 23. Toe hulle in Galilea bymekaar kom, sê Jesus vir hulle: Die seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense. Hulle sal hom doodmaak, maar op die 3de dag sal hy opgewek word. En hulle het baie bedroef geword. Nou as jy dalk gewonder het waar vers 21 heen is,
Daar is manuskripte wat vers 21 insluit, maar die bronteks, die oorspronklike teks voordat die versnommers en hoofstuknommers bygevoeg is, het oorspronklik nie vers 21 bygehad nie, dis eers later bygevoeg. En julle sal sien, as jy dalk die 2020 vertaling lees, dat onderaan is daar 'n voetnota gesit, wat sê dat hierdie vers dan nou in die ander manuskripte dan nou sê ook, maar hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. So dit bevestig ook al verder die afhanklikheid van God wat ons behoort te hê, wanneer ons enige iets in sy naam ook wil doen en wil beleef uiteindelik. So dis net bloot 2020 vertaling se fokus is daarop om so getrou as moontlik aan die bronteks te wees, en dis die rede waarom ons vers 21 nie hier kry nie, maar daar is ander vertalings wat vers 21 dan ook sal insluit. Maar terug by verse 22 tot 23 wat ons saam gelees het. In hierdie gedeelte sien ons hoe Jesus sy lyding, sy kruisiging, sy opstanding, sy oorwinning oor die dood uiteindelik dan ook aankondig aan die disippels. En dit word hier met hartseer ontvang. Dis die tweede keer wat hy dan die disippels ook verkondig en sê, maar hierdie keer met 'n groot droefheid ook ontvang. Hierdie keer reageer Petrus nie eers daarop nie. Hierdie keer is dit half asof dit net so 'n bietjie meer waar is. Maar Jesus het hulle kom verseker ook weer eens dat hy sal opstaan, dat hy sal lewe oor die dood. Die mooi van hierdie twee kort verse wat ons ook nou saam gelees het, maar ook die diepte uiteindelik daarin. Kom ons lees verder saam die laaste gedeelte, vers 24 tot 27. Toe hulle in Kapernaum aankom, het diegene wat die dubbeldragme invorder, na Petrus gekom en gevra, betaal julle leermeester nie die dubbeldragme nie? Hy antwoord, jawel. Toe Petrus in die huis kom, spring Jesus hom voor en vra, wat dink jy, Simon? Van wie vorder die aardse konings hulle tolgeld of belasting in? Van hulle seuns of van vreemdelinge? Toe hy antwoord, van vreemdelinge, het Jesus vir hom gesê, dan is die seuns mos vrygestel. Maar sodat ons hulle nie aanstoot gee nie, gaan see toe en gooi die hoek in. Vat die eerste vis wat jy uittrek, en as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n stater vind. Neem dit en betaal dit aan hulle namens my en jou. Nou hierdie dubbeldragme waarna daar verwys word, is omtrent 2 dae se dagloon in daai tyd gewees. En Jesus, hierdie stater waarvan hy praat, is uiteindelik 4 daglone se waarde. 4 dragme as jy dit so wil sê, se waarde uiteindelik, wat ook aan dit gekoppel kan word. So Jesus gee uiteindelik dan nou baie meer as wat hy behoort. En as hy praat van seuns en vreemdelinge in hierdie gedeelte, word daar na seuns verwys as die plaaslike burgers, en dan vreemdelinge as die wat nie plaaslike burgers is nie. Maar dit net so bietjie meer inligting oor dit wat in hierdie gedeelte ook staan. Uiteindelik wys hierdie gedeelte vir ons iets van Jesus se wondervoorsiening. Hy wat ook voorsien hier in die tempelbelasting wat die disippels behoort te betaal. Hy wat baie meer betaal as wat hy ooit hoef. En hy wat uiteindelik ook self die een word wat die finale prys ook kom betaal. Maar voordat hy die finale prys betaal hy steeds hierdie tempelbelasting. Nou hierdie tempelbelasting was uiteindelik gebruik om die offers van die volk in stand te hou by die tempel. Uiteindelik hierdie offers wat aan God gebring word vir die sondes wat hulle gedoen het, om dit uiteindelik in stand te hou. En Jesus wat nog steeds dit betaal op 'n manier wat 'n mens nooit sou dink nie. En dan self gaan en die finale offer ook word. Die mooi daarvan dat Jesus uiteindelik ook vir ons hier kom uitwys. Dit maak nie saak wat jy hier op aarde verskuldig is nie. Dit wat ek vir jou doen, dit wat ek vir jou bring, is soveel meer werd as enige iets anders. En daarom moet ons getrou wees aan die Here en getrou bly aan hom. En wanneer ons gee, vir hom gee uiteindelik. Wanneer ons doen, vir hom doen. Wanneer ons tyd maak, vir hom tyd maak. En hy sal vir ons voorsien. Hy sal vir ons soveel meer gee as wat ons ooit nodig kan hê. In Christus het ons meer ontvang as wat ons ooit verdien. Deur sy genade leef ons elke dag in oorvloed. Die mooi van hierdie laaste deel ook van Matteus 17, dat ek hoop by jou sal bly, en dat jy saam met jou sal vat. Kom ons bid saam, ons dank die Here ook vir hierdie gedeelte wat ons vandag kon hê, en daarna sal die vrae op die skerm verskyn, so dat dit ook verder kan bespreek. Here, baie dankie vir die groot voorreg, om die woord besig te kan wees, en te kan weet, Here, al verstaan ons nie alles nie. Here, openbaar Jouself nog steeds aan ons, sodat ons dit kan verstaan wat ons moet verstaan, Here. Help ons in hierdie pad, Here, om U beter te leer ken,
Help ons om elke dag U te kies as ons Here. En dankie Here dat U vir ons voorsien. So oorvloedig voorsien. En vergewe ons waar ons dit baie keer miskyk. Vergewe ons waar ons baie keer net in 'n gewoonte verval en help ons om altyd in alles wat ons doen, eers na U te draai, eers U te ken, U te erken as die God, die een bo alles en almal. En dan te doen. Dankie Here dat U dit vir ons net kom herinner aan in Matteus 17, help dat ons dit sal toepas in ons eie lewens. Ons bid dit en ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar die groot genade alleen en ons weet dat U ook saam met ons is. Dankie dat U saam met ons is as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees in die liefde, U genade en U gemeenskap. In die wonderlike naam bid ons dit. Amen.